Hi almal, dis Kobus Kreer. Laasweek Vrydagoggend is ons op pad werk toe en ek het die mense opgetel en een van die mense wat altyd agterop sit van my werkers sit nou toevallig die Vrydagoggend voor in die bakkie en ek kyk direk na hom toe in my triespieeltjie, dan sien ek hom, hy sit in die middel. En terwyl ons so besig is om te bestuur, voel ek hierdie witchcraft spirit. En ek voel hoe my hare begin regop staan en asof my kopvel wil begin juk. En ek sê niks nie, maar in my hart begin ek bid en ek vra Heilige Gees, kom wys vir my wat hier aangaan. En vir 'n oomblik vat die Heilige Gees my terug na 'n jaar of wat gelede toe ek ook deur die dorp gery het en verby hierdie een spesifieke straat. Die mall was aan my linkerkant en al hierdie vendors waar die mense sit en stalletjies het en goed was aan my regterkant gewees. En op 'n spesifieke oomblik het ek presies dit ervaar wat ek toe nou in die bakkie ervaar. En toe ek na my regterkant gekyk het, toe was daar 'n klomp sangomas gewees wat daarso ook 'n vendor het en wat dan nou hulle rituele en hulle witchcraft daar op mense doen. Sommige daar in die dorp. En dis sê die Heilige Gees vir my, dit wat jy nou ervaar, is presies wat jy daardie ervaar het. Dis 'n sangoma spirit, dis 'n spirit van witchcraft. En die volgende oomblik begin die Heilige Gees my in die gees wys wat gaan aan. En ek sien in hierdie persoon, in sy maag, ek sien daar lê 'n demoon, daar lê in die vorm van 'n slang. En voor ek met hom toe nou wil begin praat, is dit asof hierdie demoon begin manifesteer in die gees en hy probeer my intimideer. En ek sê vir hierdie man, ek sê vir hom, luister, glo jy in Jesus? Hy sê vir my, ja. Ek sê vir hom, bid jy tot Jesus? Ja, sê hy vir my, hy doen. Ek sê vir hom, maar in die gees ervaar ek dat daar's witchcraft op jou, daar's 'n spirit of sangoma. Ek sê vir hom, was jy by 'n sangoma gewees? Nee, sê hy vir my, maar sy ma was 'n sangoma. Ek sê wel, daai gees, daai demoniese mag van sangoma en witchcraft is op jou nog. Ja, sê hy vir my, maar sy ma's nou al dood en hy verduidelik my, maar hy het nog steeds die krale, sulke wit en rooi krale wat hy op sy arm het wat sy glo vir hom gegee het, soos wat ek verstaan. En ek sê vir hom, wel, jy moet besluit wat wil jy doen en of jy vir Jesus wil volg en asof jy wil aangaan met hierdie goed van die sangoma. En ek sê vir hom, jy moet daai goed gaan afknip en verbrand dit. Dit was nou Vrydag gewees. Saterdagoggend daag hy nie op nie. Ek dog, wonder wat het nou gebeur. Niks van hom gehoor nie. En is vanoggend Maandag, vanoggend daag hy op. En ek vra vir hom, ek is nuuskierig, ek sê vir hom, wat het gebeur? Het jy die goed afgeknip? Hy wys my, ja. Hy sê ja, hy het alles afgeknip. En hy sê vir my, hy vertel vir my, hy het 'n Vrydag aand so lekker geslaap. Hy sê hy het die hele aand deurgeslaap, dat hy Saterdagoggend verslaap het. Dis hoekom hy nie werk toe gekom het nie. Hy sê is die eerste keer wat hy kon ordentlik slaap. Hy sê want altyd in die aande is daar hierdie goed wat hom pla. En wat interessant is, toe ek hom vertel het van die slang wat in sy maag lê, toe sê hy vir my, hy kan nie eet nie. Die goed bly nie in nie, want hy's baie maar. En hy sê vanoggend vir my, is die eerste keer wat hy so ordentlik kan eet. Hy sê, en laat die kos binne bly. Nou kan julle vir my sê, hoekom vertel jy hierdie? Hoekom deel jy hierdie? Wel, in die eerste plek, is 'n getuienis om die naam van Jesus Christus groot te maak en om vir julle te verduidelik hoe die gawes van die Gees werk, die gawe van die onderskeiding van die geeste, en dan natuurlik om vir julle te kom waarsku. Weet julle hoe baie mense gaan na sangomas toe? Nou kan julle vir my sê, nee, dis nie die ander nasies. Dit is die ander volke, die swart volke. Nee, my maat. Weet jy hoe baie mense is daar? Wit mense wat na sangomas toe gaan. Algemene mense
wat hulle heil gaan soek by sangomas om hulle te help. Weet jy hoeveel mense is daar wat al my gebel het, wat vasgevang was in hierdie goed, en as ek vir hulle bid, dan manifesteer hulle demonies. Weet julle hoeveel boere is daar, wat na sangomas toe gaan, om hulle plase te beskerm, teen die ander volke? Baie. In plaas van om hulle hulp te soek, en die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. Jy moet weet, as jy by 'n sangoma was, is daar 'n binding op jou. Die oomblik as jy daar by hom is, en jy het hom betaal, of wat ook al, of jy het van daardie goed wat hulle meng, gedrink, is daar 'n demoon in jou ingegaan. En daar's 'n binding op jou wat jou vashou. Mense, moenie jou heil gaan soek in Satans goed nie. Ons koning Jesus Christus het aan die kruis van Golgotha gesterf vir elke een van ons se sondes. En as jy met 'n hart vol ootmoed na hom toe gaan, sal hy jou help. Wees versigtig om na sangomas toe te gaan. Ek waarsku jou vandag. Wees baie versigtig. Daai is die begin van verwoesting. Want in die gees is jy gebind en met daardie demoniese magte. En dit gebeur baie keer so, laat omdat jy gebind is deur daai sekere sangoma, bind hy alles van jou, dat dit met jou moet begin sleg gaan. En wanneer dit met jou sleg gaan, dan gaan jy weer terug gaan na hom toe en vir hom sê, "Jesus, hierdie gaan nou sleg." So hy bind jou dat dit met jou moet sleg gaan, dat jy weer moet terugkom na hom toe, dat hy nog 'n groter binding op jou kan hê, dat hy nog meer van jou geld kan kry en dat hy nog meer verwoesting in jou lewe kan saai. Want dit is wat Satan doen. Hy kom steel en slag en verwoes. Gaan soek jou hulp in Jesus Christus, ons koning. Nie in sangomas nie. Hierdie wil ek maar net met julle deel. Ek het nog nie eens vir daardie persoon gebid nie. Hy sê vir my, die eerste keer bly die kos binne, hy sê vir die eerste keer kan hy deurslaap, vir die eerste keer voel sy lyf los, want daai binding is gebreek, daai krale gaan verbrand. Mense, wees versigtig waar jy jou hulp gaan soek. Gaan soek jou hulp in die naam bo alle name, in die allerhoogste God, die allerheiligste God, heilige God, Jesus Christus.